Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following in night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, you live in me. Goeiemôre gemeente. Soos julle kan sien, werk ons skerm nou nie vanoggend nie. Daar's 'n gremlin in die hoek hieronder. Maar as julle kan, volg maar as jy die liedjie ken. Sing maar saam. Dis ons voorsang tot ons oor 'n paar minute begin. Ek weet verseker dat Jesus lief. Hy het my sonde uit liefde vergeef.
los my van my sonde. Hy maak my vry van die wêreld. Hy is die koning van my hart. En daar is niemand, ja niemand soos hy. Die Here is my weg, my beste vriend al die dae van my lewe. Hy bring al die soetheid in my lewe. Ja, daar is niemand, oh niemand soos hy. Hy het my uit die wêreld se kloue uitgeruk, my sondes vir ewig weggeneem. Hy het my verlos van al die swakheid in my lewe. Hy is die koning, ja die koning van alle konings. Daar was tye in my lewe waar ek verdwaal was, gegryp het na 'n bottel of 'n glas wyn. Verdwaal en verwerp soek ek na die waarheid. Om elke draai staan die duivel met 'n smile. Jesus het my uit die wêreld se kloue uitgeruk, my verlos van die duivel se valsheid. Hy bly die koning, ja Jesus bly my koning. Op 'n dag loop ek in die strate rond, sien 'n man met sy gitaar wat sing tot die Heer. En dit ruk hier in my hart soos kettinge wat breek. En ek voel hoe dat Jesus my omvou. Daar is niemand, ja niemand soos my Jesus. Hy's nou die Alpha en die Omega van my hart. Hy is alles, ja alles in my lewe. Hy's die begin en die einde van my lewe. Ja, die begin en die einde van my lewe.
goeiemôre almal. Die wat ek altyd voormôre gesê het nie. Welkom in die huis van die Here. En ek glo en vertrou, daar is weer eens 'n boodskap vir ons elkeen. Om na te luister en uit te dra daarby te gaan. Ek vra weer eens om verskoning, dat die skerm nie werk nie, en ek weet het is moeilik om te sing, as ons nie die woorde ken nie. Maar ek het nou, van die liedjies wat ons nou gaan sing, se woorde is op die blaai. En ek is jammer as dit 'n bietjie te klein is vir ons wat nou nie so lekker kan sien meer nie. Maar glo en vertrou ons gaan nog steeds lekker saam sing. Ons gaan gou die Christuskers aansteek. En dan vra ek vir Kiara om vir ons die kinderkers te aansteek vanoggend. Ons fotum kom van Martin Luther af. En hy bid, Here, my beker is leeg. En ek verlang dat U my weer sal vul. Ja, Here, kom vul my. Ek is swak in die geloof. Kom en versterk my opnuut. My liefde is maar lou. Kom, Here, en maak my weer warm. Vurig, dat my liefde sal uitstraal, na hulle naby my. My geloof is nie sterk nie, en dit wankel, tog so maklik. Ek twyfel soms, en ander kere sukkel ek, om op U te vertrou. O Here, help my, sterk my geloof en vertroue, in U vind ek my rykdom. Ek is arm, en U is ryk, en U het juis gekom, om vir armes U genade uit te deel. Ek is 'n sondaar, U is regverdig, en daarom bly ek aan U sy. Ek het niks om vir U aan te bied nie. Ek kan alleen van U ontvang. Ons seëngroet kom uit Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hierdie Here groet ons. Genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons eerste liedjie is Al sy parels. As hy weer kom, kom haal hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Oor die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels, vir Jesus se kroon.
is die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het, is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Ons derde liedjie is Helder skyn die lig vir die nasies. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsemring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulpseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol
ons raak stil. Almagtige Vader, Here, hier waar ons mekaar is, as gemeente, Here, kom ons vanoggend, en vra ons dat U ons sal lei, dat ons sal luister na U woord. Here, ons kom ook vanoggend, en ons dink aan die mense daar buite, Here, daar waar baie mense skade gelei het weens die brand, daar waar baie mense sukkel met die droogte, daar waar baie mense sonder krag sit, Here, en sonder water, Here. Vra ons dat U 'n uitkoms sal bied vanoggend, Here, dat hulle ook na U woord kan luister, al is dit net op 'n selfoon. Here, kom ons ook vanoggend, en ons dink aan die ou mense, Here. Here, daar waar hulle in 'n ouer huis sit, Here, of 'n afgetrede woord, en hulle sit sonder die basiese dinge van die lewe, soos water en krag, Here. Waar hulle nie vir hulle kan kos kook nie, Here. En waar hulle ook nie die wasgeriewe kan gebruik. Vra ons dat U ook daar sal wees met hulle, Here. En dan die skoolkinders, Here, wat elke oggend wil skool toe gaan met skoon lyf. Here, vra ons dat U ook daar sal wees met hulle. Here, ons vra gaan saam met die woord. Ons vra dit om Jesus ontloop. Amen. Ons teksvers kom vanoggend uit Markus 10 uit, vanaf vers 13 tot 16, en ek vra dat Bianca dit vir ons sal lees. Jesus seën die kindertjies. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig, en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan wees nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Soos ons geluister het, vertel Markus vir ons in Markus 10, hoe dit was in daai tyd. Jesus het gestap, en hy het 'n klomp volgelinge gehad. Hy het sy disippels gehad, ons vat maar sy disippels as sy bodyguards, né? En hulle saam met hom gestap, en soos mense gekom het met kinders, om ook die kinders na Jesus te vat, sodat Jesus hulle kan aanraak. En die disippels het verhoed, en hulle weggewys. Ek met die disippels het 'n verkeerde idee gehad, en hulle het gedink, dat Jesus was net daar vir die groot mense. Hierdie is ons groot mense dinge wat Jesus mee besig is. Die kindertjies is ons nog net in die pad. Ek weet, hier kom 'n mamma met 'n babietjie op haar rug, of die babietjie vooraf vasgemaak, en sy stap na Jesus toe, en wil hê Jesus moet net sy hand op die kind se kop sit, en die kind is seën. En die disippels sê, nee, wow, weg, kom, loop julle. Jesus het nie nou tyd vir julle nie. En Jesus was baie verontwaardig oor dit. Nou imagine yourself, ons is nou ouers hier so, Jenny is hier met haar kinders, imagine julle stap in die stad, en julle sien 'n bekende sportsman, 'n rugby speler of cricket speler, you name it, en jou kinders wil graag by hom uitkom, net vir 'n handtekening, of net miskien vir 'n drukkie, en hy wys vir hulle, jy gaan. Ek is besig, het nie nou tyd vir jou. Of jy, as mama sê, nee, daai kom het nie nou tyd vir jou, kom weg dan. Weet ons sien dit baie keer in die hypermarket en plekke, waar ons ook bekendes in ons omgewing het,
En dan sê kinders, mama, kyk also. Kyk also, dis, daar's Bota. Waar loop hy? Kan ek gou daar om te gaan? Nee, ek het nou tyd vir jou. Hy het nie nou tyd vir jou. Hy het nie nog nou sy shopping. Maar, miskien het hy tyd vir jou. En Jesus sê, ek het altyd tyd vir kinders. Kindertjies is my lewe. So, baie keer maak ons die fout om te dink dat mense nie tyd het nie. Hier is baie ouers wat hier sit. Baie ouers wat kinders groot gemaak het, klein kinders groot gemaak het en agter klein kinders nog gekyk het. So hulle weet hoe dit is en hoe dit voel. Nou hierso kom ons in disciples, in daai tyd was die man die belangrikste, né? The one and only. As hy in die strate afgeloop het, vir al die Jode, het hy met niemand gepraat, nie eens met vrouens nie. Hy het net verby hulle geloop, maak nie saak wie hy was nie. Hy het glad nie gemeng met die publiek nie, want hy was te belangrik. Want hulle sê, was nie enige ordentlike Jood, sy leier of pastoor of priester, of you name it, het glad nie gecommunikeer met die mense in die straat. As jy nou bietjie meer ooit terugdink aan Jesus en die vroukie by die put, daar was die mense ook upset, omdat Jesus met haar gaan gesels het. Dat baie van hulle miskien verkeerde idees in hulle koppe gekry, want hulle geweet wat sy was. Maar Jesus het nie kante gekies nie. Hy het nie sy favorites gehad nie. Jesus was daar en hy gekom vir ons almal in die wêreld. Of jy nou 'n gelowige is of nie. Hy het gekom vir ons almal, want hy was lief vir ons almal. Hy het nie net gepick and choose vir wie hy lief is nie. En niemand het sy tyd gemors nie. As ons lees wat sê Markus 10 vers 14, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Juis vir mense soos hulle. En hy het toe hierdie boodskap aan sy disciples oorgedra. En dink hy was 'n bietjie upset, né? Imagine, hier kom die mamma met haar dogtertjie en sê, wil hy Jesus moet die dogtertjie seën. En hier wys die disciples die dogtertjie weg. Die mamma weg. Hy was baie upset met dit. En hy het hulle berus daarna, omdat hulle dit gedoen het. Maar kyk, ons kinders, ons sê baie keer, ons kinders vandag, ons jeug vandag, is die kerk van môre. Het julle dit al gesê? Ek glo so. Seker jou hand op as jy het gesê. Kinders van vandag is die kerk van môre. Nee. Kinders van vandag is saam met ons kerk van vandag. Hulle hoort saam met ons in die huis van die Here vandag. Nie apart nie. Hulle moet saam met ons na die woord van God luister. Onthou mense, ouers, eintlik die alle ouers wat hier moet wees is nou nie hier nie. Wat die boodskap voor bedoel is. Die kerk, of die godsdienst, of die katedese, die sonnaskool, die woord van God begin nie by die sonnaskool nie. Dit begin nie by die skool nie. Dit begin nie by die kerk nie. Dit moet in jou huis begin. Waar jou pa of jou ma die Bybel sal uithaal en vir jou stukkie lees in die Bybel. So jy dan ook kan weet, wie was Salomo? Wie was Noag? Wie was Moses? Baie keer gooi ek so sterk vraagie te stiek, sonnaskoolkinders. En dan slaat ek hulle blank, né? Dan weet hulle nie waarvan ek praat nie. En my geliefste vraagie is, hoe lank het Moses gevat om die ark te bou? Hoor julle my? Hoe lank het Moses gevat om die ark te bou? Wie van julle kinders kan my sê? Jy smaal klaar, maar dit is pas hoe jy gaan my nie antwoord. Van hy? Hoe
Hoe lank het Moses gevat om die ark te bou? Jy weet nie. Jy kan my sê. Sê weer. Dit was nie Moses nie. Dit was Noag. Ok, so daar kom jy dan nie tot julle redding, né? Ok, so baie keer mis ons dit, dat ons luister nie mooi nie, né? Ons hoor die woorde, maar ons vat dit nie in nie. En ons antwoord maar nie. Ok, soos ek sê, hulle het 'n studie gedoen, 'n paar jaar terug, oor kinders, wat na bekering gelei word. En weet jy wat? Meer as 80% van die kinders word onder die ouderdom van 14 jaar bekeer. So nou kom die vraagie, en ek het dit baie al gehoor, dat 'n kindjie wat gedoop word, verstaan nog nie die doop nie. Hoekom doop jy die kind klein? Hoekom doop jy nie tot hy nog groot en volwasse is, dat hy verstaan nie? Nee, dis nie wat Jesus sê. Jesus sê, bring die kindertjies na my toe, dat ek hulle kan aanraak, dat ek hulle kan doop. En dis kom ons kindertjies doop, dat hulle klein is, soos hulle ook aan Jesus kan behoort. Onthou, ons almal wat hier sit, is voor ons geboorte, al Jesus se eiendom, God se eiendom. Hy het ons klaar omhels, en te sê, jy is myne. En toe word jy natuurlik in jou moederskoot geplaas, jy word gebore, kom, en jou ouers bring jou kerk toe, dat praat met die dominee, en sê vir die dominee, ek wil graag vir my kleinkie doop. Ek wil, kyk, in daai tyd het ons moes gesê, ons wil hom 'n naam gee. Ons wil die kind 'n naam gee. En baie mense het geglo, as Jacqueline gedoop word, dan kry sy haar naam hier by die kansel. Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees, en jou naam is nou Jacqueline. Nee, dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Nou die koninkryk van God is vir ons almal mense soos hulle, die kindertjies van die voorsit. Markus 10 vers 15 sê vir ons, dit verseker ek julle, die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou hoe ontvang 'n kindjie die koninkryk van God? Wat het 'n kleintjie wat 'n volwassene het nie? Wat het jy as 'n kleintjie wat 'n volwassene het nie? Kleintjies is nog onskuldig as ek het so kan, né? Maar onthou baie belangrik, kinders leer baie vinnig. Hulle tel baie vinnig woorde op. Net as jy as pa of ma ewe skielik 'n vloekwoord laat glip, dan staan die kindjie agter in die queue. Jo, ek wil daai woord probeer sê. En dan gebeur het. Dan gebeur het. Ek sit gister gesels met my twee susters, Audrey en Zita. En toe kom dit nou juis uit, waar haar dogter glad nie vloek nie. En my oudste dogter hou ook nie van vloek nie. Dit is baie min dat sy 'n woord laat glip. En eendag het sy 'n woord laat glip. Hulle is nou in Australië, en daai woord word gereeld gebruik in Australië. Toe sy nou die woord laat glip, en hier staan die kleintjie agter, en die gooi die kleintjie op hy selfe woord. Sê jy kan nie sê nie, jy kan nie sê nie. Ons het wel gelaat, maar dis in die woorde in. Ok, so kindertjies leer baie vinnig dinge aan. Hulle sê vir ons ook verder, kinders is nie volwassenes nie. As ons nou kyk, en ek gaan nou bietjie hoor, baie kleintjies so. En ek gaan byvoorbeeld, as Jacqueline het nou uitgestap, kyk, Monique is nou 8 jaar, sy het in die week verjaar, en ons baie geluk vir haar gesê en vir haar gesing, Monique, kan jy 'n eier bak? Nee, nou wie bak jou eier? Wie bak jou eier? Maar nee,
okay, so Panay is jou mamma. En sy mag vir jou eer. Ja, mense, ons kan nie verwag 'n kind die van 4 jaar af kan vir hulself sorg nie. Dis kom hulle ma aan 'n point. Dit is jou plig as ouer om vir daai kind te sorg. Ons was 8 kinders gewees. 4 dogters, 4 seuns. 4 links, 4 regs. 4 groen oë, 4 bruin oë. En dit was ons familie. My ma en pa het al twee gewerk. My ma het by Everready gewerk hier agter. My pa het daai tyd op die hawe gewerk. Ons moes en ons het nie gehad. En ons nennie het altyd vir ons troebroodjies gemaak. Of was sy gedoen, dan maak sy vir ons pudding, dan vat sy die brood, sy breek het in stukkies en sy gooi jam oor, sy roer het hier en sy bak het in die oor, en dat is ons nou lekker pudding. So sy het agter ons gekyk en ons basies groot gemaak. Maar somtyds moes ons ook vir onsself sorg. Weet jy dat ek kom bys agterna? Ek het een keer het ek die jeug gevra in 'n kompetisie hier in ons kombuis in die saal. Het hulle kompetisie gehad om muffins te bak. Weet julle, ek dink Eden, kan jy dit onthou? Michael, hulle almal was daar betrokke en dit was net meel oor jy gekyk het. En so is ons as ons kinders is, né? Ons is onskuldig, ons het van, maar nou kom die bad side van kind wees. Dis wanneer jy in 'n verkeerde vriende kring beland. Ek het nou juist donderdag aand toe praat ek met Kiara. En ek sien sy het haar woord gehou, sy het haar vriendinnetjies saamgebring vandag. Dis net die ander klompie, waar is hulle? Okay, nee, baie mooi. Het jou belofte nagekom, hè? Okay. So die kindertjies is op skool. Daarso kom hulle in aanraking met kindertjies wat 'n bietjie volwasse is. As julle weet wat ek bedoel. Die tale wat hulle gebruik. En al daai dinge raak dan die ander kindertjies aan. En nou om deel te wees van 'n team, nou gaan jy ook van hy, en jy wil ook uit tale gebruik, né? En dit is nie mooi nie. Of die dinge wat hulle doen, wil jy ook gebruik, soos basies stap die kafee in gou-gou, en gaan vat vir ons lekkertjies, moet nie daarvoor betaal nie. En dis nie wat Jesus wil hê nie. Glad nie. Jesus wil hê, jy moet goed groot word, en 'n voorbeeld word, dat jou mamma en papa trots is op jou, aan die einde van die dag. As ons kyk, daar's 3 dinge wat ek wil uitlig hierso. As ons kyk na Lukas 18 vers 9 tot 14, waar ons die gelykenis lees van die Fariseer en die tollenaar. Nou die Fariseer, ons hoor ons baie van Fariseërs, né? En ons hoor al van die tollenaar. Nou die tollenaar was ook maar 'n ou wat skelm was. As Fariseer was die ou wat nou goed was. Hy het uitgestaan in die gemeente, of in die buurt, as ek dit so kan stel. Maar die Fariseer het altyd gespog, en in sy gebed tot God, bid hy die volgende woorde. O God, ek dankie dat ek oor weer fokus is, nie soos ander mense is nie, diewe, bedriegers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 'n 10de van my hele inkomste. Maar, sê die tollenaar aan die een kant. Nou, die Fariseer het natuurlijk gebid, en hy het sy hande opgegooi en opgekyk na die hemel toe, en hy het met God so gepraat, né? Uit die bors het gespog.
En hier kom die tollenaar. Here, vergewe my die sondaar. Baie nederig, hè? Kyk hy af. En hy kan nie eintlik vir God in die oog kyk nie. Omrede hy weet, hy doen verkeerde dinge. Hy gee byvoorbeeld nie miskien sy 10de nie. Hy vas nie elke dag nie. Maar hy kom, en hy vra die eerste ding, is Here, vergewe die sondaar, en wees my genadig. Van Johannes, ons almal ken vir Johannes die Doper. Dat baie mense was onder die indruk dat Johannes die Messias was. Maar Johannes het voorgeloop en hy het mense oorreed om te glo. Hy het mense gedoop. En die mense sê te hom, maar is jy nie Christus nie? Hy sê nee, ek is nie Christus nie, ek is net sy voorloper. Ek loop voor hom uit en hy kom agterna. Nou gaan Galasiërs 2 vers 19 tot 20 sê vir ons, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Nou as dit regtig vir jou, vir ons, oor Christus gaan, dan gee jy jou lewe oor aan Christus. Dit wil sê, jy word saam met hom gekruisig. Die tweede puntjie wat ek wil maak so is dat 'n kind is afhanklik. Hy is baie afhanklik. Weet jy wat die woordjie afhanklik is? Weet jy? Dit wil sê, jy kan nie sonder 'n persoon klaarkom nie. Jy het daai persoon nodig in jou lewe. Soos julle kinders jou ouers nodig het in julle lewe. So het ons en julle God nodig in ons lewe. Maar sonder God kan ons nou nie verder gaan. Die oggend as jy opstaan, is dit me and myself and I. Ek het niemand nodig nie. Ek is alweer top en hier gaan ek en ek gaan doen my take vir die dag. Ek gaan byvoorbeeld en ek gaan werk toe. Ek niemand nodig by die werk nie. Dit is net ek kan dit self doen. Kom by die skool, ek het niemand nodig by die skool nie. Ek kan dit self doen. Nee, onthou dit, ons het God nodig. Dit wil sê, elke oggend as jy wakker is, dan moet jy jou gebedjie opstuur na Jesus toe. En vir hom vra, Jesus gee vir my krag, lei my deur die dag. Dis baie van ons groot mense wat hier sit, wat probleme het, wat worstel met dinge wat verkeerd loop. Weet ek vat byvoorbeeld Essie, moes gister vir 'n geliefde totsiens sê. En ek hoor sy gesê, ag nee, moet my jaar alweer so begin. So ons worstel met sulke dinge. En jy vra baie keer, Here, hoekom ek? Hoekom ek? Hoekom moet alles met my gebeur? Die teenvraag is, hoekom nie? Hoekom nie jy nie? Jy het nie die keuse nie. Nou dat God maak die beslissing. Hy kom en hy besluit wanneer dit tyd is vir jou om te kry wat jy nodig het. En wat jy gaan kry en hoeveel jy gaan kry. Imagine jy gaan en jy bid tot die voor jou bekkie, Mariska, en jy vra Jesus, geef my 'n motorfiets asseblief, sodat ek kan skool toe ry. Dan jy gaan jy kry? Nee. Want Jesus sê vir jou, jy het dit nie nodig nie. Okay? So Jesus gee vir ons dinge wat ons nodig het op die regte tyd en ook op die regte plek. As ons kyk, weer eens terug na ons kinders toe.
Hulle het nie probleme nie. Maar baie keer kry jy kinders wat probleme aanloop. Hulle maak sekere dinge hulle probleme. Selletjie, wat se probleme het jy? Behalwe jou take. En jy toetse. En jy skoolwerk. Het jy probleme nie? Is jy nie politiek? Stem jy al? Nee. Jy is nog 'n kind. Jou ouers is daar om jou 'n bietjie meer te vertel. Oor al hierdie dinge wat volwassenes doen. Groot mense se dinge, hè? En hier kom Jesus en hy sê vir hulle, kom na my toe en ek gaan julle vertel. So as jy bid eendag en jy praat met Jesus, onthou is 'n gesprek tussen jou en God. Baie van julle sê, ek kan nie bid nie. Oom Ruben het eendag gesê, al wat jy doen, is maar jy maak jouself oop en jy gesels met God, soos jy met jou ma, jou pa, jou oom of jou tannie sal gesels. Dis 'n gewone gesprek, soos ek en tannie Lali sal hê. As ons met mekaar praat, dis 'n gewone gesprek. En dieselfde gesprek het jy met God ook. So daar's nie van al hierdie fancy woorde wat jy gooi en jy probeer mense te impress dat jy die Bybel uit jou kop uit ken, daar elke vers aan het. Dis nie waaroor jou gebed gaan nie. Jou gebed is 'n gesprek tussen jou en God. Nou, vertrou. Julle weet wat die woord hier vertrou. Baie van ons groot mense vertrou nie maklik. My dogter Bianca sê, ek vertrou niemand. Net so. Ek vertrou niemand. Ek vertrou daai persoon so ver ek hom kan gooi of waar kan gooi. Nou, baie van ons groot mense is so. Want jy het seer gekry in die verlede. Maar mense wat jy vertrou het, jou te nagekom het. Maar kindertjies, hulle vertrou baie maklik. Hulle bevrou verskriklik maklik. As ek byvoorbeeld, ek het nou kindertjies wat my voor my sit, en ek nou my nieuwe enetjie daar agter my sit, agter Jenny sit, Kiara. As ek vir jou iets sê in die saal, en ek wys jou iets, glo jy wat ek jou wys? Kiara? Die bewegings wat ek jou wys, glo jy dit? Mariska? Ja. Oké. Maar as ek nou byvoorbeeld gaan, en ek sê vir Tannie Petro, dit en dit en dit. Tannie Petro gaan eers op Google gaan. En Google? Ja. En sy gaan eers kyk, praat Rocky die waarheid. Maar is mos so. Dis mos so. Ek het 'n broer wat so is. As ek iets sê, as hy op sy laptop en hy Google, dan kom hy later na my terug en sê, nee, is reg wat jy gepraat het. Of hy sê van, nee, dis nie so. Nou dit is ons groot mense. Maar ons kindertjies, wat hier voor ons sit, hulle word baie maklik om die bos gelei. Want hulle vertrou ons groot mense. En hulle is nie volwassenes nie. Nou as jy, en dis wat ons baie keer weet waar mense kindertjies uitbuit. En dis kom ons land in so gemors is. Waar kindertjies gebruik word om die werk van groot mense te doen. En dit is baie, ek wil dit nie noem nie, maar gaan dit maar noem. Dit is die probleem in ons omgewing waar ons bly. Sitwell, Ferguson, name it. Waar jy woonbuurt, Dankpark, Algoonpark. Kry ons mos die draglots. Hy draglot sal byvoorbeeld 'n kind op laerskool gebruik. Hy kind is in graad 2. Dan sal hy vir 'n paar pakkies gee om skool te bevat. Dan sê hy vir hy kind, verkoop het aan jou maatjies by skool. Sê vir as kan nie wees.
Hy kind weet mos nie van beter nie. En doen dit. En dan gaan sy terug met die geld, sy gee dit vir die drugslord of vir die persoon. En so word hy ou ryk uit 'n onskuldige kind wat hy uitbuit. Dus kom ek sê, dat kinders is afhanklik van groot mense. Ek het gevra, vir Manaitjie kan sy hulle eier bak, sy sê vir my nee, maar 'n ouer sussie kan vir haar 'n eier bak. Nou kyk ons wat sê Matteus 6 vers 31 vir ons so. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Wie van julle kry dit reg om sulke afhanklikheid aan die Here te leef. So, wat sê dit vir ons? Ons is afhanklik van God. Soos ek, wat op aarde is, afhanklik is van my vrou, dat sy my moet oeber, oral waar ek moet wees, is ons ook afhanklik van God, om vir ons die krag te gee, om ons veilig te vat, waar ons moet wees. Dan is daar 'n liedjie wat ons sing, is lied 190, wat vir ons dit so mooi uitsê. In genade groot en ryk, hou u Heer die koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ek kon vind, u het my gekry, voordat nog my skuld bely. So, soos ek net al gesê het, die Here omhels ons, nog voordat ons weer afgaan. En dit is baie belangrik dat ons moet besef. Weet, ek praat altyd van die doringdrade. Weet Bob Wire. God het ons nie toegedraai in Bob Wire, dat ons kan beweeg nie. Hy het vir ons wel die wet gegee, die 10 gebooie, dat ons moet volhou. Want die 10 gebooie spel alles vir ons uit, wat ons mag doen en nie mag doen. So is baie belangrik, dat ons al weet, waar ons staan met God. Ek sê weer eens, Jesus was baie verontwaardig, die disciples wil keer, dat mense hulle kinders na hom toe bring. Juist, omdat hy weet dat die evangelie van God, sy genade en sy liefde, vir almal hier op die spel is. God, sy genade en liefde, is vir ons almal op die spel, hier waar ons is. En ons kan nie wegdraai. Ons mag nie wegdraai. God geef ons so 'n keuse. God geef ons 'n keuse. Of jy bring jou probleme na my toe, of sit dit voor my voete, of jy dra dit self. Nou wie van ons wat hier is, kan jou probleme self dra? Wie kan 'n sware rugsak op jou rug sit en deur jou lewe stap? Alleen. Alleen. Ons ken die storie van die voetspore in die sand. Als 2 paar voetspore vra hoekom? 1 paar voetspore hoort aan God. Want hy het opgetel en hy het al jou verder. Maar jy ook al mag gaan. Ek wil afsluit met die woorde. Mag die Here ons veral hierdie keer mekaar tye help om kinderlik aan hom vas te hou en om klein afhanklik en vol vertrouwen
spel die woord duidelik vir ons uit. Waarom nie kindertjies na my toe? Hier ons vra, dat ook so sal geskied, dat ons ouers, hulle kindertjies, aan die hand sal vat, en sal lei na die huis toe. Waar hulle ook kan kom sit en luister na die woord. Waar hulle ook die sonnespoelklas kan bywoon. Waar hulle meer geleer gaan word oor die woord wat die Bybel staan. Here, dit is toch u boek. Dit is u wet. Ons vra dat gehoorsaam sal word. En ons vra om dit nie, maar slechts in die as van die dankoffers gaan opgeneem word, dan vraag ek vir Etienne om vir ons die afkondigings te kom doen. Goedemorgen. Het eerste program is die week van gebed begin môre aan die 26e tot die 29e. Dit is 6 uur in die aand. Vrydag weet julle natuurlijk dit waar jy is, 12 uur. Verjaarsdag, 29e is Luke Lombard, 29e ook is Chantal van Kolle. Ons het 'n butiek, besoek tweedehandse klere. Ons het dit nodig om voort te gaan in die butiek. Dit doen nogal goed. Die 14de Februarie is die maskerbal. Pomelaar gaan even julle dit doen nie. How is die masker? Maak in elk geval sorg jy het klare masker. Die advertensie sal uitgaan vir dit, die onkostes en wat daar alles gaan wees. Dan Vrydag sal daar hotdogs gekoop word. Bestellings gaan geplaas word. Ek weet nie of die advertensie gaan maak nie. En dan hier kom die belangrikste afkondiging. Ek is met verlof van môre af, die 26ste tot en met die 16de Februarie. Los my uit, asseblief. As julle iets wil nodig het, Rokkie is hierso. Vra vir Rokkie. As julle my nodig het, vra vir Rokkie. As julle my nie nodig het, vra nog steeds vir Rokkie. Geniet jy res van julle Sondag. Dankie, Etienne. Ek wil net gou net vra die blaadjies wat julle gekry het, en die liedjies opgeheel het, en gee vir die beere asseblief. Dan kan ons het wegsit, miskien net vir die volgende keer as ons wat wil kan maak. En mag glo en vertrou dat die probleem opgelos gaan word by dat woord. Van die Kremlins wat nou kom, keer dit hier ons regenaars om te doen. Kom ons sê dankie vir ons dankbaarheidsgawes. En ons kom vanoggend weer eens en sê dankie. Dankie dat u aan ons dink. Dankie dat u daar vir ons is. Dankie dat u ons omhels, klein en groot. Dit daar waar ons nodig het, Here. Daar waar ons hartseer is, daar waar ons probleem het, en ons altyd na u toe kom, en u sal vir ons oplossing vind. En ons vraag gaan saam met die persone wat 'n probleem het, waar daar 'n bietjie hartseer is, en ook hulle gemoedere nie so lekker is nie. En ons sê dankie vir die offergawe wat gekom het, Here, en ons vra dat ook sal gebruik word om die koninkryk te vergroot. Ons sê dankie in Jesus se naam. Sluit af met wat 'n vriend het ons Jesus
na die seën, ja, by the way, daar is koffie, so julle kan 'n koppie koffie gaan drink, en al die sonnaskoolkinders, asseblief hier voor, sodat julle na julle klasse kan gaan. En dan na die seën sing ons weer ons liedjie, Vandaan Heen, glo almal ken hom. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, lei ons maat, net omdat ons nie ons nodig uitstort in Gods vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwe as hy wat ons nooit weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle verdedig.